Sou jy met eerlikheid kon sê dat jy regtig vry is? Dat jy op die wieke van die wind sweef en met vrede en rus in jou hart leef, omdat jy weet dat daar 'n God is wat in beheer is? Of klou jy ook maar, soos die meeste van ons, tandknersend en vol spanning vas aan beheer van jou lewe? 'n Tyd gelede sit en kyk ek hoe my seun sy 3-jarige tweeling seentjies leer hoe om die toutjie van 'n vleer vas te hou en dan toe te laat dat die wind, die vleer of die kat soos ons dit ken in die lug opneem. 'n Paar dinge het my opgeval wat eintlik so direk van toepassing is op my en jou. Eerstens, hierdie baie verantwoordelike pa het 'n groot klomp vreugde ervaar om die tegniek vir sy 2 seentjies te leer, omdat hy geweet het hoe hulle dit sal geniet as hulle die vleer self in die lug sien opgaan. Dis so tekenend van ons Vader se diepe geerte, dat ons 'n lewe van vreugde moet leef. Ons God, ons Vader wil hê dat ons, sy kinders, die tegniek van 'n oorgegewe lewe sal leer, met vreugde sal lag daaroor. Die tweede ding wat ek raak gesien het, is dat alhoewel die 2 seentjies later self die stokkie met die vleer kon vashou, het my seun die heeltyd eers sy eie hand oor hulle sin gehou, om hulle te leer om dit reg te doen. Later, toe hulle dit self bemeester het, het hy tree vir tree agter hulle aangeloop, gereed om hulle te help as die wind buite beheer raak, of hulle vleers dalk van koers afgaan. Is dit nie ook wat ons Here met ons doen nie? Sagkens sit hy sy hand amper onvoelbaar oor ons sin, en dan loop hy ongesiens agter ons, om ons te vang wanneer ons val. Die derde ding wat my opgeval het, was die kinders se oorgegewe lag, hulle opgewonde gesiggies en hulle gilletjies van lekker kry. Want hulle kon dit geniet, sommer net in die wete dat hulle pa daar is om hulle te help met wat ook al. God se begeerte is dat ons die lewe sal geniet, dat ons op die wieke van die lewenswind sal sweef, die dapperheid sal hê om die beste weergawe van onsself te wees en daarom hoër sal vlieg. Die lewe se windstrome is wel onvoorspelbaar, maar God is nie. Dit beloof hy. Ja, hy sal ook wanneer ons lewensvleers dalk val, help om dit op te tel. Ons moet gee om weer te probeer. Neem vandag die woorde van Eugene Peterson in die Message vertaling van 1 Petrus 5 in jou hart in. Hy sê, live carefree because God is most careful about you. Kom ons bid. Heilige Vader wat in beheer is, ek is darem maar so simpel om te dink ek moet elke deel van my lewe fanaties bestuur, alles altyd reg doen en in beheer bly van die lewe. Vandag besef ek net weer dat U aan ons die genade gee om vry te vlieg, in die diep oortuigende wete dat U hand saggies oor ons sin is, dat U in beheer is, altyd. Amen.